Ek lees van hierdie een dominee wat 'n oggend so 'n rukkie voordat daar nou begin mense by die kerk aankom en Sondagoggend sit hy daar som op die orgel en hy druk 'n paar note. En een van die tannies wat vroeg daar is, kom ingestap en sy sê, ek hou van daai lied. Of nee, sy sê ek ken daai lied. Sy het my pa se begrafnis gespeel. En die dominee stop en hy sê, wel, is dit nou 'n goeie of 'n slegte ding? En sy sê, nee, dis 'n goeie ding. Maar moet hom nie te vinnig speel nie, want dan is dit disrespekvol. En die dominee skryf dan en sê, in daai oomblik besef hy dat liedere en musiek sekere goed binne ons wakker maak. Daar's 'n herinnering aan iets, daar's 'n gevoel. Dit kan nie los van jouself staan nie. En hy sê dat hy kom agter dat een lied kan iets anders te beteken vir ander mense. En elke lied is gekoppel tog aan die eie ek tipe van ding waardeur hulle gaan. En dis 'n bietjie waar ons gaan gesels is die impak van musiek, die impak van 'n lied en alles hoe hy daarmee gepakies is. Wat doen dit aan ons? So ons teks voordat ek hom nou lees, gaan meer in 'n liedformaat wees. Ek gaan hom nie noodwendig vir ons lees nie. En julle ken hierdie lied baie goed. En julle weet as julle my nou 'n bietjie leer ken het, veral wanneer ons hier Kerstyd kom, dat ek nogal 'n issue met van hierdie liedere wat in die supermarkte so speel, nê? So is hierdie een wat tydens Kersfees gespeel word, wat ek dink nie die regte tyd of plek daarvoor is nie. So gaan vir John Rino vra om vir my te begin speel. En dan gaan julle hom dalk herken. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. Then the wicked carried us away in captivity, required from us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? Then the wicked carried us away in captivity, requiring of us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? Let the words of our mouths and the meditation of our heart be acceptable in thy sight here tonight. The words of our mouths and the meditation of our hearts be acceptable in thy sight here tonight. By the rivers of Babylon. Die volk is in ballingskap weggevoer. Hulle kry swaar, hulle het niks meer wat hulle eie is nie, hulle worstel met hulle identiteit, en hulle sit daar by die rivier, en hulle huil. Dis 'n klaagpsalm, dis 'n treurpsalm. En dan kom, niks kritiek aan Bonnie M nie, maar klink dit soos 'n klaagpsalm, as jy na die lied luister? Nee, dit doen nie, dis lekker opgewek.
Maar dit is een van die mees catchieste goeders, maar beleef ons iets van die diepte van daai teks daaruit? Nee, ons doen nie noodwendig nie. En ek wil probeer dit vir julle illustreer hoe musiek en woorde 'n impak het. Dit kan nie net die woorde wees nie, maar dit kan ook nie net die musiek wees nie. Die goed is bietjie verskillend. En daarom sê ek, kry hulle die ding heeltemal verkeerd om dit teen Kersfees te speel. Miskien het dit te doen met die verwagting en die hoop in die Messias wat kom. Maar ek dink dit is beter gepas in tye waar jy ook langs op 'n plek sit in jou lewe waar jy hartseer is en wil treur. En dan wil jy nie noodwendig na opgewekte musiek luister nie. Ek sou eerder gesê het, dit moet dalk bietjie 'n swaardere musiek wees, en dat jy daar die gevoel kry daarvan. Musiek het 'n geweldige impak op ons lewens. En ons onthou sekere liedere in jou lewe, onthou jy net. Ek onthou een spesifieke lied, 'n Christelike lied. Veral as ons in die kerk moet sing. En daarom sal julle ook hoor ek speel om bitter min, want dit is 'n storie van my. Want al die liedere het partymal 'n storie. So hier's my storie. Ek was so laerskool gewees. Ek kan nie presies onthou hoe oud was ek nie. Het my ouma grootjie by ons gebly in die huis vir stadium, so sy het so by al die familie so 'n bietjie met vir maande lank gebly. En dan het ek van die skool af gekom op laerskool en het ek huis toe gestap en dan was ons sommer die hele dag daar lank. So ons het eintlik 'n baie goeie band gehad. Sy het stories vertel, ons het speletjies gespeel, veral kringetjies en kruisies en al die goeters. En toe sy oorlede, en dis die memory wat ek het. Sy is daar in of Pretoria of Johannesburg, ek weet nie, daar iewers is sy begrawe. Nou al die pad van Witbank af Soontoe, saam met die niggies en die neefies in 'n kar en goeters, moet ons nou hierdie lied leer ken het, want ons gaan vir hom sing op die begrafnis. So vers vir vers, kilometer na kilometer, oefen ons en ons oefen en ons oefen. En die lied is daai bekende lied, doen slegs jy wil, Heer. Die Potterbakker lied. So jy sal myself kry dat ek hom speel, want hoekom? Ek gaan terug na daai memory toe. Is dit 'n goeie of 'n slegte memory? Ek dink dit is 'n slegte memory as gevolg van my ouma wat oorlede is en ons moes die lied daar sing nie. Dis net hierdie herhalend die hele tyd as so 'n groot kind gewees. So ek weet nie, ek dink ek kan op my hand tel, vingers tel hoeveel keer ek hom al hier by julle gespeel het. Ek dink 1 keer. Want dit is 'n lied wat iets met my te doen het. Die ander lied is 'n nie Christelike lied nie. Ek kan nou nie onthou lekker wie sing hom nie. Maar die woorde gaan so, verskoon nou met die Engels en verskoon hoe ek dit uitspreek, maar die woorde gaan. The scars across my face tell the story of who I am. So many different stories of where I've been and how I got to where I am. Nee? En daar is een van die liedere wat dwars deur my lewe al 'n impak gehad het oor my storie en my eie seer en al hierdie tipe van goeders en die storie wat ek het om te vertel. En so dis die goed wat my aanhang. So ek wil gou hê daar by mekaar, sommer vir jou man en jou vrou om die tafel, net vinnig, moenie 'n lang storie daarvan maak nie, hoef nie 'n getuienis te wees nie. Net gou, watter Christelike lied of anderste lied dra jy nogal saam met jou? As jy daai nou hoor, is jy stryd terug op 'n sekere plek in 'n memory in. So praat gou met mekaar, vertel gou watter lied is dit wat jou nogal tref. Enige lied. Baie van ons kan nogal saam met die liedere gaan wat 'n ander persoon vertel en o ja. So elke lied het 'n storie en dikwels kom my storie saam met jou ook. Ek vermoed dat sangers skryf nie 'n lied
sommer net in 'n tipe van 'n vakuum nie. Hulle sit iets van hulle self in die lied. Nou is 'n deel van hulle storie daarin ingeskryf en dis wanneer daai storie en my storie met mekaar raak, dan gebeur daar goed binne in my. Nie altyd dalk lekker nie, daar's partymal trane. Daar's partymal kwaad. Ander kere is 'n opgewondenheid. En dis hoekom dit geen verbasing is dat wanneer ons in die kerk 'n lied sing of liedere sing, dat ons op 'n bepaalde manier daarop reageer nie. Baie keer as 'n sekere lied sing word, dan voel jy jou trane sit vlak. Nou dit kan trane van hartseer wees, dit kan trane van net dankbaarheid wees, dit kan 'n klomp goeters wees. Dan sing ons liedere waar jy rustig staan, maar iemand anders wil op en afspring. Want dit sê iets van hulle, dit connect ewe skielik met hulle. So liedere kan bepaal hoe ek emosioneel reageer. Partymal is daar 'n lied wat ons in die kerk speel en jy sluit af. Ons geen emosie, daar's niks nie, dit is net is jy daar nie. Want iets in die woorde, iets in die styl, iets in wat ook al trigger iets hier binne in jou. En jy sê dan voel jy ongemaklik. So ek gaan nou 2 songs gebruik om vir julle te illustreer hoe die styl van dieselfde lied 'n impak op jou kan hê en hoe jy verkies 'n sekere styl verkies. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. And no one dare disturb the sound of silence. Of silence. Of silence. Of silence. Fool said you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms and I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed in the wells of silence. En nou kom ons by die kerk, en ons kom by lofprysing,
En dan gebeur dieselfde ding hierso. So kom ek illustreer dit ook vir julle. Het gaan 'n bietjie langer wees want ek dink ek het 5 of 6 weergawe gekry. Die eerste 2 is net begeleiding, dan die laaste 3 soos 5 dink ek is dan waar daar's 4 dink ek, waar stemme by is en sing. So luister gou wat maak ons hiermee met hierdie baie bekende lied en een wat daar gesê word, jy raak jy aan daai lied nie, is die 3de vers van Genade onbeskryflik groot. Was blind, but now I Julle sien hoe 'n styl eenvoudig met verskillende variasies daarvan tot jou spreek of nie tot jou spreek nie. Party hou van koorsang, ander hou van die orgelbegeleiding, ander hou van dromme.
Party hou van net Afrikaans, ander hou van Engels. Elkeen het hierdie unieke iets wat kom, want dis wat musiek doen. Dit praat met iets hier binne in ons jou. Baie van julle of baie mense sou nou gesê het op die laaste ene, daai ou kan nie so skree nie. Dis disrespekvol. Jy kan nie so Christelike lied sing nie. Wie daai reëls neergelê? Dis waaroor die goed gaan. As hulle hier by die riviere van Babylon sit, die volk sit daar, dan word vir hulle gesê, sing vir ons 'n lied, dan probeer hulle eintlik net sê, maar hoe kan ons? Want dis nie waar hulle nou is nie. Maar ander is dalk daar. Maar hulle was nie nou daar gewees nie. So partymal kom jy in die kerk en jy sit hier, en dis die lofprysing en aanbidding is nie noodwendig waar jy is nie. So wat maak ons met al hierdie goeters, hierdie style, hierdie andersheid? Ding is van Psalm 137, dit is nie 'n maklike psalm nie, dit is nie noodwendig 'n mooi einde nie, maar dit is deel van die storie, dit is deel van God se storie. So die vraag wat ons vra is, wanneer ons in die kerk instap, dan gaan dit oor God se storie. Wat laat hy gebeur? En ek het so 'n paar vrae wat ek wil hê jy moet eerlik vir jouself kan antwoord. Wanneer jy aanbidding doen en lofprysing doen, dan wil ek hê jy moet eerlik genoeg kan wees om te sê dat jou storie beïnvloed hoe jy dit vanoggend beleef. So wat ek wil uitdaag is, elke Sondag as jy kerk toe kom en ons sing, ons preek en ons wat doen wat ook al, besef dat jou storie lewend teenwoordig is en op 'n bepaalde manier wat jy dan iets ervaar, maar ken jou storie. Die tweede challenge is, kyk met nuuskierigheid na jou emosionele reaksie wat jy het. Of jy nou kwaad is of jy hartseer is of opgewonde is, maak nie saak hoe jy reageer op daai lied nie. Kyk met nuuskierigheid daarna, met ander woorde. Wat probeer God vir jou sê in daai moment oor jou storie? Wat probeer God vir jou sê? Leef nog in jou binneste. Met ander woorde, wat sing in jou binneste? Ons almal het wat ek wil noem Babelliedere. Daar's liedere wat jou daar druk, daar's liedere wat jou opbring. Daar's liedere wat jy wil vermy, wat jy net nie eens wil hoor nie. Want dit trigger iets in jou. En hierdie challenge gaan bietjie oor na volgende week toe. Hoe kan ek oor my storie dink en beleef en lofprysing en aanbidding doen en ruimte skep vir iemand anders se storie? Storie waardeur hulle moet vanoggend werk. En die laaste een is, dalk is dit tyd dat ons begin deel in mekaar se stories. Begin luister na wat is ons stories. Ons kuier gereeld vanoggend hier. En nee, dankie. Ons kuier saam, maar ken ons regtig mekaar se stories? As op die papiertjie staan, so wat het jy van die musiek gedink? Dit was lekker. Ek jou jouself afgevra, hoekom was dit lekker? Hoekom het ek vanoggend so goed gevoel? Hoekom was ek hartseer? En ons deel die stories met mekaar. Maar dis iets wat ons volgende week gaan uitbrei. So ek bou hom so 'n bietjie uit na volgende week toe, brei jy so voor. Volgende week gaan ons gesels oor die opdrag. Ons moet saam sing. Lofprysing is iets wat saam gebeur. En dis deel van ons storie wees. So mag jy vanoggend bewus geraak het dat musiek, die woorde, die styl, die taal, wat ook al dit mag wees, het 'n impak op jou, want dit met jou eie storie te doen.
En jy kan nie loskom daarvan nie.